Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons ook gespaar is om hierdie jaar weer die Pinksterfees te vier, hier waar ons in oploop en in aanloop is na eerskomende Sondag, wanneer ons ook Pinkstersondag gaan vier, wil ons U loof en prys en dank vir die gawe van U Heilige Gees wat ook op Pinksterdag uitgestort is, en dat ons ook kan weet dat die Heilige Gees ook in ons, die uitverkore kinders, sy harte kom woonplek maak het, kom bly het. Here, ons vra dan ook vanaand opnuut, Here, werk met die Heilige Gees in elkeen van ons se harte, lei vir ons deur hierdie week, gee vir ons deur die Heilige Gees U vrede, U genade, U barmhartigheid. Maak ons ore en ons harte opnuut oop om te hoor en te luister wat U vir ons wil sê, en gee dat U woord ook in ons harte sal staanplek vind, en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef tot eer van U naam. En daarom vra ons dan ook nou, Here, spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil begin deur te sê ons Pinkster tema hierdie jaar is die 8 stappe van die heilsorde, of die weg van saligheid waarlangs die Heilige Gees ons lei, of hoe die Heilige Gees die heilsweldade van Christus in en deur ons bewerk. Dis alles een en dieselfde ding wat ek nou gesê het, al is dit 3 verskillende sinsnedes. Maar nietemin, ek praat verskriklik baie van die 8 stappe van die heilsorde, en daarom het ek het goed gedink om weer hierdie jaar uiteindelik die heilsorde deur die Pinksterweek te behandel. Ons skriflesing vir vanaand is dan 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 1 Petrus 2 vers 10. Ek wil dit graag vir ons lees. Ons lees daarvan 1 Petrus 1 vers 1 af. Petrus skryf: Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Betanië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus, wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna.
Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jou hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvolgens hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ek lees vir ons net tot sover. Ons het vanaand 3 teksverse wat ek graag vir ons wil uitlig uit hierdie gedeelte uit, en ons eerste teksvers is 1 Petrus 1 vers 2. Ons lees daar in 1 Petrus 1 vers 2, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid,
en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. En dan ons volgende teksvers 1 Petrus 1 vers 15. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. En dan wil ek ook vir ons lees in 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Nou, elke jaar rondom Pinkstertyd, die week voor Pinkstersondag, vier Christene oor die wêreld heen Pinksterfees. Nou, Pinkster beteken doeteenvoudig dat die Heilige Gees uitgestort is. En die Pinkstertyd is die tyd waar die kerk van die Here Jesus Christus die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag dan ook herdenk en vier. Maar so dikwels is dit vir ons 'n week se bidure of preke. Eenmal 'n jaar vir die van ons wat dit wel bywoon. En vir die res van die jaar leef ons nie asof die uitstorting van die Heilige Gees 'n werklikheid was en 'n verskil aan ons lewens gemaak het nie. En miskien is dit omdat ons nie die werking van die Heilige Gees werklik verstaan nie. Ja, dit is so. Ons ken dalk al die mooi frasietjies en die mooi woorde en dit wat die dominee in sy preke sê. Ja, die Heilige Gees kom woon in ons harte. Hy maak ons kinders van God, wedergebore kinders. En ja, dit is omtrent as ons so uit die heup uit moet skiet, wat ons so vinnig vir mekaar kan sê oor die Heilige Gees. En juist daarom wil ek hierdie jaar weer dan fokus op die dieper werk van die Heilige Gees en wil ek die werk van die Heilige Gees van nader uiteindelik bekyk. Ek wil hê ons moet kyk hoe die Heilige Gees ons vreugde en ook ons geloofsekerheid versterk en dit ook vir ons gee deur ons deel te maak van die heilsweldade van Jesus Christus, wat ook bekend staan as die heilsorde of uiteindelik die manier hoe die Heilige Gees in en deur ons werk. Dit wat dan ook ons tema is hierdie jaar, en dit, soos ek gesê het, staan ook bekend as die heilsweldade van Jesus Christus of die heilsorde of ook die 8 stappe van die heilsorde. Nou, soos ek dan nou sopas gesê het, die heilsorde bestaan uit 8 stappe wat natuurlik 'n eenheid vorm en al 8 van hierdie stappe werk op die een of die ander manier op mekaar. Dit werk in mekaar in en dit het 'n uitwerking ook op mekaar. Hierdie 8 stappe is dan roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, regverdigmaking, heiligmaking, volharding van die heiliges of volharding van die gelowiges. En dan is die 8ste stap wat ons dan ook hierdie Sondag wat verby is so na gekyk het en waarna ons weer sal kyk, die verheerliking. Nou, in ons geleesde gedeelte in 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 1 Petrus 2 vers 10, as jy daar gaan oplet, sal jy sien, al 8 van die stappe van die heilsorde word uiteindelik of direk by die naam of indirek genoem. Wat ons egter moet verstaan, en dit is eerstens baie belangrik, is hierdie 8 stappe of hierdie 8 weldade van Christus waaraan die Heilige Gees ons deel maak, kan net plaasvind omdat ons uitverkore kinders van God is. So miskien sou ons kan gesê het, stap 0 is die uitverkiesing. Met ander woorde, omdat God ons uitverkies het, daarom kan die Heilige Gees die 8 stappe van die heilsorde in ons harte werk. En dan kan ons onmiddellik die vraag vra, en dit is 'n belangrike vraag wat ons moet vra voordat ons verder gaan.
is dit onregverdig dat God sommige mense uitverkies het en ander nie? En dan moet ons antwoord nee, dit is nie. Ons moet altyd onthou, ons is almal sondige mense. Ons almal verdien om verlore te gaan. Ons verdien die hel. En dit is natuurlik as gevolg van ons sondes. So as sommige mense uitverkies word, dan is dit genade alleen. En as ander verlore gaan, dan kry hulle slegs wat almal verdien. En dit is wat regverdig is. Efesiërs 1 vers 4 tot 7 sê vir ons, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Nou ja, dit sê vir ons soveel, in die besonder dat ons uitverkies is deur God, en dat dit genade alleen is, en dat ons, omdat hy ons uitverkies het, omdat hy dit so voorbeskik het, dat ons daarom die voorreg het om sy kinders te kan wees. En nadat God ons uitverkies het, reeds voor die grondlegging van die aarde, met ander woorde, voordat hy tyd geskep het, met ander woorde buite tyd, moet ons dit ook verstaan. Ons uitverkiesing is genade alleen. Ons kan niks gedoen het om daaraan by te dra nie. Maar ons moet ook verstaan, ons uitverkiesing staan nie binne tyd nie, maar alreeds buite tyd. Soos wat Efesiërs 1 vers 4 sê, nadat hy ons dan uitverkies het, reeds voor die grondlegging van die aarde, met ander woorde buite tyd, werk sy Heilige Gees nou in die tyd, in sy uitverkore kinders se harte, en maak hy hulle dan ook deel van hierdie 8 stappe van die heilsorde, hierdie weldade van ons Here Jesus Christus. In Efesiërs 2 vers 4 tot 6 lees ons dit dan ook, en word dit vir ons duidelik gemaak. Ons lees daar, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groter liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Dit word vir ons verder duidelik gemaak, ook in Kolossense 2, verse 12 en 13. Ek lees dit vir ons, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En dan ook 'n laaste gedeelte in hierdie verband is Romeine 6 vers 4 en 5, wat dit ook vir ons duidelik maak. Ons lees daar, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. En dit is belangrik dat ons dit moet verstaan. Vir ons verstaan vir die res van hierdie Pinksterdienste moet ons dit begryp. Dit is hoe die Heilige Gees ons deel maak van die heilsweldade. Met ander woorde, ons moet dalk dit ook vir mekaar sê, heil beteken redding. So dit is hoe die Heilige Gees ons deel maak van die reddingsweldade van Jesus Christus. En wanneer ons dit verstaan, dan wil ek hê dat ons nou vanaand oorgaan na die eerste stap, die eerste weldaad van Christus, waaraan die Heilige Gees ons deel maak. En dit is waar ons vanaand dan eers gaan stilstaan en gaan begin, en ook gaan eindig,
Daardie eerste stap van die heilsorde, van die 8 stappe van die heilsorde, is die weldaad van die roeping. Nou, interessant hoe die roeping werk. Die roeping en die uitverkiesing, wat ek gesê het, ons tegnies kan noem stap 0, so die roeping en die uitverkiesing is in 'n sekere sin baie na aan mekaar verbind. Soos God ons uitverkies het reeds voor die grondlegging van die aarde buite tyd, so roep hy ons ook in die tyd om sy kinders te wees. So hy doen beide. Hy het ons alreeds voor tyd begin het uiteindelik uitverkies, maar nou in tyd. Nou roep hy ons ook. En ons kan slegs, en dit is baie belangrik, ons kan slegs hierdie roepstem van God hoor, omdat ons uitverkore kinders van God is en die Heilige Gees in ons werk. Dit is belangrik om dit ook raak te sien, dat by die roeping is dit weer eens God wat die een is wat die inisiatief neem. Hy neem die inisiatief, hy kom na ons toe, hy roep ons, nie andersom nie. Ons kies hom nie, hy roep ons eerste. Hy is die een wat na die mens toe kom. En ons moet ook raak sien dat dit 'n genadegawe van God is, soos al die 8 stappe van die heilsorde. Kom ons kyk maar deur die geskiedenis aan die begin. God roep vir Adam en Eva in die tuin daar in Genesis 3. Wanneer hulle gaan wegkruip omdat hulle aan God ongehoorsaam was, roep God hulle. God roep hulle uit die skuilplek van hulle sonde uit. En so roep God ook vir elkeen van ons, ook wanneer ons sonde doen. Hy roep ons tot bekering. Dis daai stem van die Heilige Gees wat in ons binneste werk, wat jou aankla. Dis hoekom jy skuldig voel wanneer jy sonde gedoen het. En hy sê vir ons, kom uit, hou op met die sonde, kom leef 'n lewe vir my. En so roep God dan ook later in die geskiedenis vir Abraham, daar in Genesis 12. God roep hom en hy lei hom en hy seën hom, sodat Abraham uiteindelik, of deur Abraham uiteindelik, al die geslagte van die aarde geseën kan word. Daardie liefde en genade van God word uiteindelik ook deur Abraham na al die geslagte van die aarde toe uitgestraal. En verder is dit dan ook baie belangrik dat ons ook deel is van daardie belofte, dat ons ook deur die geloof kinders van Abraham is en steeds daardie selfde opdrag het. En juis word ons geroep, soos wat Abraham geroep was, om 'n seën te wees vir al die geslagte van die aarde. Ook kan ons dit so sien dat God ons in sekere tye van ons lewens tot sekere momente uiteindelik kan roep. Hy kan ons dalk roep vir 'n sekere werk, om iets vir hom te doen, tot 'n sekere taak vir sy kerk, of wat dit ook al mag wees. En so roep God ook byvoorbeeld in die Nuwe Testament vir Paulus, iemand wat 'n vervolger was van die Christene. Hy roep vir Paulus om uiteindelik 'n disipel van hom te word. En die wonderlike is, wanneer ons gaan kyk na daardie verhaal van Paulus, dan sien ons dat God sê vir hom, of Jesus sê vir hom daar op die pad na Damaskus, jy kan maar probeer stry teen my, maar die prikkels is te sterk. Wanneer ek jou geroep het, kan jy my nie weerstaan nie. En dit is ook die wonderlike, as ek werklik 'n uitverkore kind van God is, kan ek probeer stry, en baie van ons stry dalk vir tye van ons lewens. Maar as ek werklik 'n kind van God is die prikkels te sterk. Ek kan nie God se roepstem weerstaan nie. Ek sal positief daarop reageer. Wat belangrik is, maak nie saak wie of wat ek is nie. In en deur dit wat ek doen, roep God my om sy kind te wees. Maar dan is dit dan ook belangrik. Ons praat tog hier van die heilsweldade van Christus, waaraan die Heilige Gees ons deel maak. Nou, hoe moet ons dan nou roeping verstaan? Nou, Johannes maak dit ook baie duidelik, daar in 1 Johannes 1. Hy sê vir ons daar, en ons ken dit tog sekerlik, dat die woord waarmee God die Vader die aarde geskep het, was God die Seun gewees. Ek wil net vir ons 2 verse daar in Johannes 1 uithaal, om dit weer vir ons te beklemtoon. Die eerste vers is Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan wil ek ook vir ons Johannes 1 vers 14
wat dit nog duideliker maak en dit klassifiseer vir ons lees. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Sien nie, eerstens word vir ons gesê, God die Seun is die woord, waarmee God die Vader geskep het. En dan onmiddellik, wanneer ons na die skepping toe gaan, wat is die eerste ding wat God gesê het? God het daar in Genesis 1 vers 3 gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het dus vir Jesus Christus, die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid geroep, om die lig van die wêreld te wees. En net so word ons ook geroep, uit die duisternis van die sonde uit, om lig in hierdie wêreld te wees. Ja, elkeen van ons word geroep om Christene te wees, wat Christus se lig dan ook deur ons lewens uitstraal. Ja, ek is dalk pa of man of ma of vrou of ouma of oupa of verkoopsman of juffrou of meneer of wat dit ook al mag wees. Maar my eerste roeping is om 'n Christen te wees daar waar die Here my geplant het, om as te ware daar te blom waar hy my geplant het. En ook in besonder om dan as ma of pa, verkoopsman of ouma of oupa, wat dit ook al mag wees, dan ook my Christenskap as geroepene daar binne dan ook uit te leef en sy lig dan ook daar uiteindelik uit te straal, om sy liefde dan ook daar uit te straal, om sy genade dan ook daar uit te straal aan die donker duister wêreld waar binne ons geroep is om die lig en die sout van God te wees. En dan kan ons die vraag vra, en hoe roep God ons? En die antwoord is deur sy woord, die Bybel, die evangelie. Ja, daar is ook die algemene openbaring, en so roep God ons ook, wanneer ons na die skepping kyk, dan word ons geroep om te besef, daar is 'n God wat dit alles geskaap het. En wanneer ons al reeds na die skepping kyk, dan word ons geroep om te besef, daar is 'n groot heerser wat in beheer is van alles, wat alles gemaak het, wat alles bestuur en beheer, en hy is die almagtige God. Maar daardie algemene openbaring help ons ook wanneer ons na die besonderse openbaring kyk, na die Bybel, die evangelie, die woord van God. En ongelukkig is dit so, dat nie almal op hierdie roepstem van God reageer nie. Daarom is daar dan ook so iets soos uitwendige en inwendige roeping. Nou die Dordtse leerreëls beskryf vir ons dit dan as volg. In die Dordtse leerreëls 3 en 4 paragraaf 9 word dit vir ons as volg beskryf. Wat is uitwendige en inwendige roeping? Ons kyk eers na die uitwendige roeping en ons lees die volgende oor die uitwendige roeping. Dat baie wat deur die bediening van die evangelie geroep is, nie kom en nie bekeer word nie. Daarvan lê die skuld nie in die evangelie of in Christus wat deur die evangelie aangebied is nie. Ook nie in God wat deur die evangelie roep en selfs ook aan hulle wat hy roep verskillende gawes meedeel nie. Maar in die geroepenes self, van wie sommige deur sorgeloosheid die woord van die lewe nie aanneem nie. Ander neem dit wel aan, maar nie in die binneste van hulle harte nie, sodat hulle na 'n kortstondige vreugde van die tydelike geloof weer terugval. Ander laat die saad van die woord deur die dorings van die sorge en deur die welleste van die wêreld verstik en bring geen vrugte voort nie. Soos ons saligmaker in die gelykenis van die saad ons leer in Matteus 13. So is dit dan wat die Dordtse leerreëls sê oor die uitwendige roeping. En as mense nie luister na die roepstem van God nie, dan is dit hulle eie skuld. Ook dit maak die Dordtse leerreëls vir ons baie duidelik in die paragraaf voor dit. In die Dordtse leerreëls 3:4 paragraaf 8 lees ons, maar almal wat deur die evangelie geroep word, in alle erns geroep word,
wat betuig met erns en alle waardigheid in sy woord wat hom welgevallig is, naamlik diegene wat geroep is na hom moet kom, dat diegene wat geroep is na hom moet kom. Hy beloof ook in alle erns aan almal wat na hom toe kom en in hom glo die rus vir hulle siele en die ewige lewe. En dan kan ons ook praat oor inwendige roeping. Daar is ook inwendige roeping wanneer ons positief reageer op die woord van God. En die Heilige Gees sorg dat daardie woord, die evangelie, ook indring tot in die binneste van ons harte. Nou die Dordtse Leerjaars 3:4 paragraaf 11 beskryf dit in daardie paragraaf as volg. Hy sê, maar hy dring ook in tot in die binneste dele van die mens, met die kragtige werking van dieselfde wederbarende Gees. Hier word natuurlik van die Heilige Gees gepraat. En dit word ook vir ons beskryf, hierdie inwendige roeping, wanneer die mens reageer op die roepstem van God. En dit word vir ons beskryf onder andere in die Dordtse Leerjaars 3:4 paragraaf 10. En ek lees vir ons wat daardie paragraaf sê. Maar dat ander wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom en bekeer word. Dit moet nie aan die mens toegeskryf word asof hy deur sy vrye wil hom onderskei van die ander wat met net so groot of genoegsame genade tot geloof en bekering voorsien is, soos die hooghartige kettery van Pelagius dit stel. Maar dit moet aan God toegeskrywe word, wat al diegene deur hom as sy eiendom van ewigheid af in Christus uitverkies het. Almal in die tyd met goeie gevolg roep, met die geloof en die bekering begiftig, en nadat hulle verlos is uit die mag van die duisternis, oorbring en die ryk van sy seun, sodat hy in die ryk van sy seun, sodat hulle die deugde sou verkondig van hom wat hulle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, en nie alleen in hulle self sou roem nie, maar in die Here, soos die apostoliese geskrifte dit ook oral getuig wat ons dus moet weet. So wat belangrik is die Here roep ons en slegs deur die kragtige werking van die Heilige Gees kan ons daardie roepstem van God hoor. Slegs deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons harte kan ons op daardie roepstem reageer en uiteindelik gaan lewens wat getuig van die heiligheid van die Heilige Gees wat ook die heilsweldade in ons hart werk. Omdat ons heilig gemaak is deur ons saligmaker en ons verlosser Jesus Christus. In Romeine 8 vers 29 en 30 lees ons die volgende. Want die wat hy, dit is God, van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy, dit is Christus, die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So ja, omdat ons uitverkies is, daarom roep God ook elkeen van ons om sy kinders te wees. En net deur die werking van die Heilige Gees in ons harte, kan ons op daardie roepstem positief reageer. Kan ons tot aksie oorgaan, kan ons lewens van dankbaarheid leef, omdat ons besef watter groot liefde en genade dit is, dat die Here ook vir my sondige, swak, nietige kind geroep het, om in sy lig te kom wandel. In hierdie Pinkstertyd, maar ook deur die res van ons lewens, kom ons wees elke dag weer opnuut bewus daarvan, van watter groot genade ons ontvang het, dat die Here ook vir een vir my geroep het, uit die duisternis van ons sonde uit, om in hierdie duistere sondige wêreld
die sout en die lig vir hom te kom wees, wat sy liefde en genade dan ook skyn. En mag dit dan vir ons ook aanspoor om te besef hoe groot ons roeping is en te besef met watse erns ons roeping moet uitleef. Maak nie saak wie ons is, of ek 'n huisvrou is, of man is wat werk, of kind by die skool is, of wat my omstandighede ook al is nie. Maar dat ons dan ook daar lig en sout vir die wêreld sal wees, deur die werking van die Heilige Gees in ons harte. So beskryf Filippense 1 vers 13 dit ook. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons dan ook u geroepenes kan wees. Here, gee dat ons ook in die wêreld daar buite, die donker wêreld met sy sonde, dat ons dan ook ons roeping tot eer van u naam sal uitleef. Dat ons ook lig en sout in hierdie wêreld vir u sal wees, wat leef tot eer en verheerliking van u naam. Here, gaan met elkeen van ons deur hierdie aand, lei ons, rig ons en behoed en bewaar ons en seën ons. Here, gebruik ons ook om 'n seën te wees tot eer van u, want waarlik aan u kom toe alle lof en alle eer en alle heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.